Elke aand voor ek gaan slaap, dink ek aan julle twee. Ek wil nog vandag vir jou 'n lykie gee. Jy weet, en ek kon nie met die drieling en al my verpligtinge bybly om heeltyd met hulle te gesels en jy weet hoe die lewe raak. En net voor ek gaan slaap elke aand, dan dink ek, ek wou my ma gebel het, want sy is my best buddy. Ek wou haar nog gebel het, ek wou met haar gepraat het, toe skryf ek die liedjie. En toe het ek hierdie groote eer om dit vir my ma en my pa te sing in Omaruru, in die dorp waar ek gebore is. En my ma is 2 weke daarna oorlede. Ek is Pieter Steyn. Kom ons gesels Land en Sand. Nia Nel, baie dankie dat ons met jou kan gesels vandag hier in Land en Sand op RSG. Baie geluk met jou jongste boek, A Song That's Yet Unsung, met die subtitel When Nothing is Known, Anything is Possible. Jou verhoognaam is Nia Nel, jou noemnaam, as ek dit so kan noem, is Sonja. Kom ons begin sommer by die titel van die boek, A Song That's Yet Unsung. Vertel ons, waar kom die titel vandaan? So, ek het die liedjie geskryf terwyl ek actually by 'n rivier gestaan het en ek het net baie intens bewus geraak van hoe alles vasgevang is. Hierdie divine lig, hierdie intelligensie wat alles geskep het, hoe dit deel van die water is, hoe dit deel van my is, hoe ek deel van die water is, hoe ek deel van alles is. En ek dink as 'n mens so begin besef dat jy deel van alles is, en dit is wat die hele liedjie vasvang. En in daai oomblik het ek myself gevra, as ek myself kon sien vandag deur God se perspektief, wat sal ek sien? En ek sien toe hierdie infinite possibilities. Ek is infinite possibilities. En dit is waar 'n song that's yet unsung vandaan kom. Met ander woorde, ek is 'n lied en ek vra deur te sê, okay, vandag kies ek om vreugde te wees en dan word hierdie lied van vreugde gesing. Of ek kies om die lied van vrede te wees en dan, so ek kies, dit is my enigste power op hierdie aarde, is die geskenk wat ons gekry het om te kan kies. En in elke oomblik kies ons wat se song ons wil wees, wat se liedjie ons wil wees, en dan word ons gesing deur hierdie divine intelligence, divine liefde. Party mense noem dit God, party mense noem dit the universe, wat vir my heeltemal te klein is. vir my is dit alles. Alles is deel van hierdie pure consciousness. En ek dink as ons, en ek het net hierdie gevoel gekry, dat in elke oomblik is ons 'n lied wat nog gesing kan word en ons kies wat se liedjie ons gaan wees. Het is baie interessant dat jy die boek so uitgegee het. In die ou dae het mense 'n boek met 'n serie uitgegee. Ek dink jou vorige boek Knowing Who I Am is ook so uitgegee, maar hierdie boek is met QR codes uitgegee wat saam met soort van hoofstukke kom wat jy kan scan en dan kan jy na die musiek op gaan luister. Ja, so my eerste boek was mos wêreldwyd vrygestel deur Hay House. En daai boek het nog soos jy sê 'n serie ingehaat. En maar nou met vandag se tyd, alles het so verander nie. En dit is vir my so deel van wat ek doen, my musiek. Want alles wat ek ervaar, vang ek vas in 'n liedjie. Alle lesse wat ek leer, vang ek vas in 'n liedjie. En so hierdie boek het 30 van my liedjies in. Dis nie net lees nie, jy voel die boek, want jy lees byvoorbeeld waardeur ek gaan en dan het ek 'n liedjie geskryf wat dit vasvang en dan kry jy soos 'n QR code en jy vat hom met jou kamera, jy sit jou kamera oor dit. En dan sal 'n YouTube link opkom en dan kan jy na die liedjie luister terwyl jy nou eintlik die storie ook voel, die storie lees en dan voel jy ook die liedjie. En ek dink net musiek het 'n manier om die hart so oop te maak, om dit meer tangible te maak. So daar's 30 van my oorspronklike musiek in die boek wat dan nou die liedjies komplementeer, wat alles, die stories komplementeer in die boek. Dit is baie interessant as mense die boek lees en jy lees die lirieke, dan kry daai lirieke sommer vir jou soort van nuwe betekenis, of jy weet die betekenis spring sommer uit as jy die stories saam met die lirieke en die musiek lees. Ja, dit is beslis die idee, want ek dink baie van die liedjies ken mense en hulle het dit al op radio gehoor en so aan, maar hierso vertel ek eintlik die les agter die liedjie en die storie agter die liedjie en wat ek daaruit geleer het. En vir my is liedjies amper soos 'n halfe 'n profesie van my. Jy weet, partykeer skryf ek 'n liedjie want dit is 'n les wat ek nog moet leer in die toekoms, en hoe meer ek kom sing, hoe meer leer ek die les. Sonja, die boek is nie ligte leesstof nie. Trouwens, dit ontroer 'n mens, dit daag 'n mens uit. Baie dele daarvan is selfs, jy weet, vir my buite my verwysingsraamwerk, maar dit is ongelooflik interessant en boeiend. Voor ons by die boek kom,
Vertel ons net kortliks gou van jou grootwordjare in Namibië, Omaruru en ek dink in 'n stadium in Windhoek ook. Ja, so ek is gebore in Omaruru en my ouers het daar saam met my oupa hulle geboer en ek was die enigste babatjie in die hospitaal. Dit was so klein daar en vandag is Omaruru eintlik 'n baie mooi kunstige dorpie. En toe kort na my geboorte, seker so in die tweede jaar van my lewe, toe het my ouers Windhoek toe getrek en ek het daar groot geword, ek het daar gematrikuleer en daarna is ek eers Suid-Afrika toe om musiek te gaan studeer. So ja, ek het groot geword en ek was in die hoërskool Akademia gewees. Vir my as kind en my skoolloopbaan was vir my maar dit was maar vir my uitdagend geweest. Ek dink nie ek het lekker ingepas in die skool nie. Dit was vir my soos 'n vreemde plek geweest wat ek net gedink het, okay, ek moet net hier deurkom. Maar ja, dis hoekom ek dink ek ook my kinders laat homeschool het. Ek wou hulle die trauma spaar van skool gaan, maar ek dink hulle hou baie van skool. Hulle is mos nou in hoërskool, hulle maak nou matriek hierdie jaar klaar, maar hulle al drie het baie van skool. Jy skryf in die boek hoe skool vir jou 'n groot uitdaging was en dat daar 'n onderwyser was wat self vir jou gesê het jy moet maar eintlik net 'n sekretaresse word. Ja, hulle het my op 'n stadium ook gevra om op te hou musiek neem, want ek blykbaar nie die werk lekker weet ek het nie geoefen of so nie. En dit het baie te doen met, jy weet, ek is baie neurodivergent. Al van 'n kind was ek is maar net anders te gewees. Ek het anders te ervaar, anders te gedoen, anders te gewees en ek is so dankbaar vir my ma. My ma was 'n ongelooflike vrou. Sy het my potensiaal en alles in my raak gesien en sy het so in my geglo. Ek dink ek het so baie dankbaarheid in my hart vir my ma want ek dink sy het omdat ek so anders te kind was, ek het gesukkel om die normale manier te leer, maar so vir 'n baie lang tyd het ek nogal gedink ek is onintelligent, maar ek is eintlik baie intelligent as dit kom by sekere areas, jy weet, maar en dit is so 'n tipiese ding van as jy bietjie op die spektrum is. Jy het 'n groot passie vir een ding, maar van die res van die lewe het jy nou nie, jy stel eintlik nie in daai goeders belang nie. En ek het vandat ek 'n kind was, het ek ontsettend belang gestel in mense, hoe hulle tik, hoe hulle dink, hoekom maak hulle wat hulle maak, hoekom reageer hulle so en ek het ook ingekom met 'n verskriklike diep liefde vir mense. Ek het 'n diep passie en 'n diep omgee vir mense. So ek het omtrent my hele lewe mense probeer studeer om uit te vind, jy weet, hoekom is ons so uniek? Wat maak ons so uniek? Jy weet, en so is hierdie is eintlik maar 'n storie. Die hele boek is 'n storie waar ek eintlik ontdek het dat ons almal maar net deel van hierdie skepping is, jy weet, en deel van ons het nie 'n lewe nie, ons is die lewe, jy weet, en so dis 'n ontdekkingsreis van wie ons regtig is en wat ons regtig van deel is. Jy praat nou van jou ma, in die boek skryf jy ook oor jou ma en julle verhouding, hoe julle verhouding was en hoe dit ook later ontwikkel het en selfs na jou ma oorlede is, jou gewaarwordinge oor jou ma en jou verhouding. Ja, jy weet, soos my ma was my beste vriendin terwyl sy nog gelewe het en ek dink ook my enigste vriendin want ek het regtig nie eintlik mense nodig gehad in my lewe nie omdat ek so jy weet neurodivergent is maar so 'n bietjie op die spektrum, jy weet. Ek het regtig nie baie mense nodig gehad nie. Ek was baie gelukkig binne in myself. Ek kon ure by myself sit en jy weet liedjies skryf en boeke goeie skryf en my ma was soos van al wat ek basies so nou en dan nodig gehad het. Maar iewers in my kop het ek die idee gekry dat dit is my werk om my ma te red, jy weet, en dit is ook hoekom ek so gemotiveerd was om famous te gaan raak, want ek het gedink as ek nou famous is, dan kan ek nou my ma red, ek kan vir haar alles gee wat sy nodig het en voor ek my ma kon red, toe's my mammie dood en ek kon haar toe nou nie red nie. En toe besef ek, wow, ek is eintlik die een wat nodig het om gered te word, nie my ma nie. En dit was 'n fantastiese, as ek mag sê, wake-up call vir my, want my ma, ek het heeltemal gedisconnect van my eie gevoelens en toe my ma oorlede is, toe is dit amper asof ek weer wakker word en besef, maar ek moet voel en ek moet na my eie lewe kyk en wat moet eintlik nou genees in my lewe en wat moet ek nou red in my lewe. So my ma was 'n groot catalyst
vir my haar dood om binne toe te gaan en 'n lewe te skep wat eintlik vir my vervullend is en om nie vir iemand anders te lewe nie. En na my ma oorlede is, kon ek haar baie duidelik hoor want ek het baie gawes. En ek glo ons almal het hierdie gawes. Ons ontwikkel dit net nie almal nie, jy weet, maar ek kon haar baie duidelik hoor nadat sy oorgegaan het en ek kon met haar praat en ek het baie leiding by haar gekry. En my ma's gedurig nog by my en my pa ook, jy weet, hulle is mos nou al twee aan die ander kant, maar dit voel vir my of ek nou dieper verhoudings met hulle het. Dit is infinite en dit hou nooit op nie en ja, dit is 'n wonderlike ding om te ervaar. Kom ons gesels 'n bietjie oor jou verhouding met jou pa. Jou pa was 'n baie senior polisiebeampte in Windhoek op die ou end. En julle verhouding, jy skryf dit ook in die boek, was nie altyd van die beste nie, maar dit het ook verander na jou eerste boek. Ja, ek was baie bang vir my pa gewees, Pieter, jy weet, want hy was hierdie jy weet, hierdie military figure in die huis en soos ek verduidelik, hy het twee stemme, baie sag of baie hard. En ek was in my kindbrein oortuig dat my pa my eendag gaan doodmaak. Ek het regtig gedink hy gaan eendag sy meer verloor en my sommer doodslaan. So ek het in baie vrees vir hom groot geraak. Maar ek dink my pa was seker een van my beste leermeesters gewees en vergifnis vir mekaar en hoe ek en hy gegroei het en na my mamma oorlede is, het my pa my boek opgetel, my eerste boek, en hy het my eerste boek gelees. En ek sal dit nooit vergeet nie, toe skakel hy my en hy sê vir my, jy weet, hy is so dankbaar dat ek hierdie boek geskryf het en dankie dat ek so uit die boks uit skryf en dat ek die moed gehad het om die boek te skryf en hy wil nou net vandag vir my sê dat want die eerste boek het baie oor liefde gegaan en hy het vir my gesê hy het homself nie lief nie en jy weet, hy weet nie om homself lief te hê nie. En van daar af het ek en my pa 'n hele ander reis saam begin stap. Jy weet, dit was 'n reis van vergifnis en ons het baie gedeel en ons het jy weet, dit is hoekom ek ook baie van die stories wat my pa vertel het in die boek geskryf het, want ek het hom altyd so bemoedig om sy ervarings neer te skryf en hy het nie, en ek dink my pa het 'n fenominale lewe gelewe en ek as 'n adult kan ek verstaan hoekom hy was soos hy was, maar as 'n kind het ek nie altyd verstaan nie, maar ek glo ons kies ons ouers. Ek het my ma gekies, ek het my pa gekies en ek sal hulle weer kies, want as dit nie vir my pa was nie en as dit nie vir my ma was nie, was ek nie vandag die persoon wie ek is nie. Ons het altyd 'n keuse om te leer by ons ouers of dat hulle ons onderkry. So hulle raak of die meelsteen om jou nek of hulle raak jou stepping stone en my ouers was beslis my stepping stone. Soos jy nou sê, daar's baie stories of 'n heel paar stories in die boek wat jy oor jou pa skryf of van sy stories vertel. Maar een van daai stories wat vir my absoluut verbuisterend was toe hy in Windhoek 20,000 mense wat oproerig was, vreedsaam uiteen kon laat gaan. Hoe dit gebeur? Ja, so dit was net na die onafhanklikheid van Namibië en toe was daar 'n baie groot jy weet, crowd wat nou Namibië wil binnenstorm en my pa se bevelsvoerders het vir hom die bevel gegee om hulle te gaan uitbreek. Hulle weet disperse, hulle moet huis toe gaan want daar gaan groot skade gebeur die oomblik as hulle in Windhoek inkom. En hulle het my pa actually die bevel gegee om soos wat noem jy dit, mos daai harde bomme soos weet dit is soos wat noem jy dit, Pieter? Kokgranate. Ja, sulke goeters laat dit is vreeslike raas en dan ook smoke bombs en goeters. En my pa het vir my vertel dat daai goeters is so traumaties as dit afgaan dan hardloop mense hulle self in goeters in vas en hulle vertrap mekaar en daar is dan baie mense wat bitterlik kan seer kry as hulle daai vorm van jy weet moet toepas en hy vra toe vir sy bevelvoerders, kan hy nie met die mense praat nie, kan hy hulle nie eerder vredelievend probeer oortuig om te draai en terug te gaan nie, en sy bevelvoerders het vir hom gesê, wel dit is op sy kop, jy weet, as hy dit gaan doen dan is dit op sy kop, jy weet, en my pa het net hierdie diepe vertroue in homself en in sy God gehad om te weet hy kan dit doen. Jy weet, en my pa was diep gelowig en hy het jy weet, hy het homself altyd, my pa het homself altyd genoem die stoutste kind van God. Maar my pa sê hy het daai dag gegaan en hy het daai groot vans wat hulle so het hy so afgeblok die pad wat hulle nou gekom het en so langs mekaar geparkeer en afgeblok en hy sê hy het die simfonie van Bach oor daai groot luidsprekers gespeel. So hier kom die mense nou, weet die mense, toi en hulle is opgesweep, hulle is opgewerk, hulle gaan nou hierdie, jy weet, Windhoek binnenstorm en my pa speel die simfonie van Bach op hierdie speakers.
en dit weer galm so oor die mense. En my pa sê hulle het so stil begin raak. Jy moet verstaan die krag van musiek en so hierdie ou musiek nê, die ou musiek is nog in 'n 442 Hz geskryf. Ek weet nie of jy bewus is daarvan nie, maar alles is frekwensies in musiek en in die ou dae was musiek op 'n frekwensie geskryf wat mense nog baie rustig en kalm gemaak het. En dit is die ou klassieke musiek het nog daai uitwerking. Dit werk so diep binne in jou en jy weet nie eers wat gebeur nie, maar hierso word 20.000 mense kalm en rustig terwyl hulle na Bach se simfonie in C luister. En na hulle so rustig raak, toe klim my pa bo op die van en hy vat 'n luidspreker en hy sê vir hulle moet hulle oë toemaak. My pa het so 'n manier gehad. Hy sal net sê, "Maak toe julle oë, ons gaan bid." Jy weet hy's so dis is 'n bevel, jy weet, en as my pa 'n bevel gegee het, het almal geluister. En 20.000 mense het stil geraak, my pa het vir hulle gebid net daar en toe vra hy kan hy met hulle leiers praat en daai dag het hy daai hele crowd en oortuig om vredelievend om te draai en huis toe te gaan. Ja, my pa was 'n fenominale man. Hy het fenominale goeders gedoen, maar hy het baie demons gehad en dit was vir hom, ek dink, baie moeilik op die aarde. So hy sal, jy weet, byvoorbeeld by 'n winkel instap saam met my ma en as iemand hom nie binne 5 minute help nie, dan sal hy sal wil sê hulle kan wat ook al hy wou gesoek het in hulle alies en opdruk, maar en baie meer descriptive language than what I'm using now, weet, dan sal hy vir hulle sê hulle kan letterlik na die maan toe vlieg. En dan staan my ma net maar verleë daar en my pa het homself nou so sleg behandel en ek dink dis omdat my pa baie demone gehad het. Ek bedoel die goeters wat hy moes gesien het. Jy weet hy het sulke gruisame goeters gesien en ervaar dat ek dink dit was vir hom so moeilik om net sane te bly in hierdie wêreld en ja, vandag het ek net hierdie diep waardering, hierdie diep liefde vir my pa en 'n diep kompassie en ek kan sien hoe hy sy beste gedoen het. So ek is net so dankbaar vir wat hy vir my geleer het. Maar ja, as 'n kind het ek ervaar, ek dink ek gaan lank lewe op hierdie aarde nie. Sonja, jy het 'n fenominale musiektalent. Jou stem is ongelooflik. Jou suster sing ook. Was musiek nog altyd deel van julle familie? Is dit in die gene? My pa kon omtrent elke instrument speel. Hy het hulle nou nie almal bemeester nie, maar hy kon enigiets optel en uitfigure en musiek maak en ek dink in sy hart was hy 'n musikant gewees en al was hy al die jare in die polisie, het hy ook in die polisieband gespeel, jy weet. So hulle sulke bands gehad in die polisie en my ma se mammie het haar B.Miss in musiek gehad. So my ma het ook met musiek groot geword. En my ma en my pa het altyd so lekker saam gesing en ek onthou, kyk, ons het eers TV in Namibië gekry toe ek 12 jaar oud was. So die eerste 12 jaar, kyk, Rihanna is mos 10 jaar jonger as ek. So sy is my baba sussie. Maar vir die eerste 12 jaar van my lewe het ons letterlik om die kombuistafel sal ons sit 'n musiek maak of buite om die vuur. So ek en Erika, my sussie, net jonger as ek. Ons het groot geword met musiek. Ons het musiek gemaak. So toe Rihanna gebore is, toe ek nou seker 11 jaar oud. Net daarna het ons TV gekry en ek dink TV het 'n hele ander dimensie in ons grootmaak gebring, maar ek dink musiek was baie deel van ons familie gewees die eerste 12 jaar van my lewe. So dit was maar my manier van entertain myself. Dit was ons familie se manier om mekaar te entertain. Dis 'n anderste manier van groot word, jy weet. En ja, so my ma en my pa het ook altyd so lekker saam gesing en ek onthou my ma is 2 weke hierna oorlede was 'n konsert wat ek in Omaruru gaan doen het, so 2 weke voor my ma oorlede is en dit was vir my so ongelooflik want hier's ek in my geboortedorp saam met my ma en my pa. Hulle het eintlik saam met my getoer en toe is ons in my geboortedorp en ek sing toe vir hulle daai aand nog 'n liedjie wat ek vir hulle twee geskryf het, mamma, papa. En ek het dit geskryf, my drieling was toe so 4 jaar oud en hulle was so 3 jaar oud toe ek die liedjie vir my ma en my pa geskryf het van, jy weet, elke aand voor ek gaan slaap, dink ek aan julle twee. Ek wil nog vandag vir jou 'n lykie gee. Jy weet, en ek kon nie met die drieling en al my verpligtinge bybly om heeltyd met hulle te gesels en om jy weet hoe die lewe raak en net voor ek gaan slaap elke aand dan dink ek ek wou nog my ma gebel het, sy is my best buddy. Ek wou nog gebel het, ek wou met haar gepraat het, toe skryf ek die liedjie en toe het ek hierdie groote eer om dit vir my ma en my pa te sing in Omaruru in die dorp waar ek gebore is en my ma is 2 weke daarna oorlede. Was julle gesin baie
gelowig of spiritueel? Die boek is baie spiritueel, ons sal nog diepte daaroor praat. Het julle baie gelowig en soort van dan nou spiritueel groot geword? My ouers was baie gelowig, sou ek sê, ja. My pa het altyd alles ook 'n bietjie anders te gesien. My pa, toe hy 'n kind was hy ook hy het baie goeders gesien en ek dink dit was vir hom verskriklik traumaties geweest en ek weet hy het my vertel hulle het hom op medikasie gesit want hy het net te veel goeders gesien en hy het vir my vertel hoe hy sy gawe weer toegesluit het en my pa sou altyd vir my gesê het moenie vir mense sê wat jy Moenie vir mense vertel jy sien engele en sulke goed nie. Hulle gaan nie verstaan nie. Verstaan jy? Hy het altyd probeer om my te beskerm. My pa het ook vir my gesê toe ek in matriek is, jy kry nou hierdie idee om 'n superster te word uit jou kop uit, jy weet. En dit was net omdat hy my wou beskerm. So my pa het in baie vrees groot geword. En omdat hy so bevrees was, het hy geoverprotect. Geen wonder hy het 'n polisieman ook geword en later 'n kolonel in die polisie geword, nie, jy weet. Maar my pa en ek kon vir ure oor spirituality gesels en ek het al van ek baie jonk is die wêreld baie anders te gesien as ander mense omdat ek 'n verskriklike noue verhouding met God gehad het en vir my was dit was nie religious nie, dit was 'n intieme verhouding waar ek God baie duidelik kan hoor en so dit is vir my as jy sê spiritueel ja. Onthou ons het groot geword ek en my pa kon dinge bespreek baie en my ma was ook oop vir mamma. Ek dink my mamma het maar net na my geluister. Jy weet omdat sy so lief is vir my. Maar ek dink ek was seker maar vir my ma bietjie te ver daar buite gewees. My ma het altyd net vir my gesê, "Ag my kind, ek glo maar net soos 'n kindjie, jy weet." En ek dink dit is eintlik die wonderlikste ding om net soos 'n kind te bly glo, jy weet. So ek dink sy slaan die spyker op die kop. Dis hoekom ek vir haar ook daai liedjie geskryf het, jy weet. I believe like you, mom, just like a child, mom. Jy weet, ek dink ons maak dinge so gekompliseerd op hierdie aarde dat ons later nie meer weet wat om te glo nie. Maar op die ou ende van die dag is geloof net om te weet dat alles is okay, jy's okay, you are taken care of, jy word beskerm en sonder al die tierlantuintjies wat ons teen mekaar draai, weet, voel ek net geloof is nie dit nie. Dit veroorsaak nie separation nie. Dit draai ons nie teen mekaar nie. Dit is nie liefde nie. Liefde maak een. Liefde bring by mekaar en ek glo dat hierdie goddelike energie waarvan ons almal deel is, se doel is om ons almal saam te bring as een, jy weet. En vir my hoe ek die lewe sien, Pieter, is as ek na mense kyk, dan sien ek God in almal. Ek sien the spark of God in elke persoon. So elke persoon is ek en ek sien hoe ons almal gekonnekt is met mekaar en ek sien myself in almal en ek sien God in almal en as jy so na die lewe kyk dan begin daar 'n baie diep liefde in jou wakker word vir elke mens en jy aanvaar ook elke kant van jouself. Jy besef jy is alles, jy besef jy is 'n goeie mens, maar jy's ook 'n slegte mens en jy stoot nie meer teen enige van die kante nie. Verstaan jy? Jy probeer nie iets regmaak wat jy dink is verkeerd binne in jou nie. Jy het dit maar net lief en jy vergewe dit maar net en jy aanvaar dit maar net. En ek dink dit is wat Jesus vir ons kom leer het om so onvoorwaardelik net jouself lief te hê en te aanvaar en almal. So ja, ons het op 'n interessante manier groot geword. Ek dink nie geloof was ooit in ons keelgatte afgedruk nie, maar ek weet my ma en my pa het baie diep geglo. Ek dink my pa het ek dink eers hier in sy laat 40 se kerk, weet in die NG Kerk begin kerk gaan en so aan. En weet Rihanna is baie religious en ek respekteer iemand het my nou die dag gevra so ek sien julle sien dinge baie anderste en ek het gesê nee, ek dink ons sien dit presies dieselfde. Ek dink ons liefde vir ons Skepper is dieselfde. Maak nie saak hoe ons daar uitkom nie, maar dit is dieselfde ding en ek dink ons raak baie keer so vasgevang in ons moet hierdie pad stap en dit is so en daar's jy weet maar dit maak dit so moeilik en op die ou end van die dag is daar net een ding wat saak maak en dit is die liefde. Jy het hierdie ongelooflike talent, hierdie fenominale stem. Maar tog sê jy, ondanks jou groot stem, het jy nie noodwendig daardie selfde groot selfvertroue of hoeveelheid selfvertroue gehad nie. Absolutely not. Dink ek het met meeste van my lewe gesukkel met selfesteem, verstaan jy, om in myself te glo.
Ek is 'n introvert, dit het niks te doen met selfesteem nie, maar introvert is iemand wat recharge op hulle eie en 'n ekstrovert kan nogal recharge tussen mense, maar nou is ek 'n introvert. En ek is skaam en onseker van myself en ek het baie bang groot geword vir my pa, so ek dink dit het baie te doen met my self-esteem issues gewees toe ek 'n kind was, jy weet. En so vir my was dit 'n reis. Ek dink my stem, hierdie groot stem, ek het al soos 'n groot vrou geklink as ek sing toe ek 6 jaar oud was. En dit was amper soos asof hierdie stem my gekies het en vir my gesê het jy gaan nou 'n sangeres word, maar ek het gevoel ek het nie die persoonlikheid om by hierdie stem te pas nie. Verstaan jy? So hierdie stem het vir my baie groter gevoel as wat ek is en om op 'n verhoog te stap en om vir mense te na die tyd ek kon sing, ek het nie 'n probleem gehad om te sing nie. Ek het amper as ek sing was ek amper iemand anders gewees. Maar as ek nou met mense moet praat en ek moet sê baie dankie na die tyd, dan het ek altyd begin huil. Ek was so onseker tussen mense, ek het so bang gevoel en ek was meeste van my lewe net in vrees gewees, jy weet. En ek dink my stem het my kom help om te groei in wie ek regtig is, jy weet, want vrees is nie wie ons is nie. Dit is die teenoorgestelde van liefde. So ons is nie vrees nie en ek dink vrees was seker maar een van die grootste emosies met wat ek saam moes dans my hele lewe deur en ek kan eerlikwaar vir jou sê nou hierso ek word nou hierdie jaar 55 voel ek dans nou baie lekker saam met vrees. Jy sien vrees gaan nie weggaan nie. Maar jy moet leer om mooi saam met dit te dans, jy weet en dit is in my boek skryf ek het die laaste 16 jaar baie goeie studeer. Ek het my metaphysics, my PhD in metaphysics. Ek het soveel goeders gestudeer deur die laaste 16 jaar om te kom waar ek vandag is, waar ek saam met vrees kan dans, jy weet, en besef, okay, dit gaan altyd saam met my wees, maar dit moet definitief nie die kar bestuur nie, dit moet definitief nie, jy weet, soos Elizabeth Gilbert in haar boek sê, dit moet nie die roadmap lees nie, en ek moet definitief nie raad vra vir vrees nie, maar ek kan luister na die vrees en ek kan acknowledge, okay, vrees is hierso, maar ek hoef nie die leiersels oor te gee aan vrees nie. Op die ou end van die dag is elkeen van ons se lewensreis 'n journey from fear back to love, van vrees terug na liefde toe. Jy skryf in die boek een van jou grootste vrese was verwerping en dat jy ander mense se goedkeuring nodig gehad het en daar's 'n baie ingrypende toneel of storie in die boek oor jou verloofde en die aand en dit is waar jy in die pad gaan sit het na jy uitgevind het jou verneek. Ja, ek wou al baie keer in my lewe net doodgaan. Jy weet, elke keer as iets gebeur wat vir my verskriklik groot is, dan voel dit net vir my, ek wil nie meer op hierdie aarde wees nie, ek wil nie meer hier wees nie, ek wil net teruggaan, want ek, van kleintyd af, was ek baie nou in kontak met wat nie hier is, wat ons nie hier kan sien nie. So ek het geweet daar is 'n ander wêreld, verstaan jy? En ek het geweet want ek weet dit, ek kan dit sien. En dit was vir my moeilik om hierso te bly. So enige iets wat my baie groot uitgedaag het, dan wil ek net doodgaan, jy weet. Dan wil ek wel na die ander wêreld toe gaan wat ek ook weet daar is. En ja, ek onthou ek het in daai straat gesit. Dis eintlik baie komies as ons terugdink, maar dit was so 'n stil straatjie en dit het gereën en ek het tog net gewens 'n ou kar wil verbykom en oor my ry dat ek net kan terug huis toe gaan. En ja, ek dink elke keer as 'n mens verwerp word, verwerping is een van die grootste lesse in die lewe want dit leer jou selfaanvaarding, om jouself te aanvaar. En een van die grootste verwerpinge is as iemand jou verneek of as iemand jou los vir iemand anders of as iemand jou net los, as iemand jou nie meer wil hê nie, as iemand jou nie meer liefhet nie, jy weet, dis 'n groot verwerping. Ek het nie net verwerping in klein mates ervaar nie toe ek geskei het, toe ek sommer verwerping in groot mates vir myself ingebring waar jy weet ondersteuners vir my geskryf het ons wil nie meer jou CD's hê nie, ons het jou CD's in die drom gegooi, ons gaan jou nooit weer ondersteun nie. En jy moet verstaan Pieter, dit is nie, ek vertel nie vir jou hierdie om vir my jammer te kry nie. Hierdie was 'n deel van my wat ek glo ons skep ons eie realiteit. So my siel het 'n realiteit geskep waar ek verwerping ervaar het, nie net een persoon wat my verwerp nie, maar sommer 'n volk, jy weet, sommer 'n klomp mense, jy weet. En as 'n mens lewe vir ander mense se aanvaarding, dan gaan jy baie swaar kry. Jy gaan baie swaar kry, jy gaan die heeltyd suffer, jy weet. Want
As jy wag vir ander mense vir toestemming om te wees wie jy weet jy is in jou hart, nê? En dit is wat meeste van ons doen en dit is wat ek ook gedoen het. Ek het meeste van my lewe probeer lewe om niemand jy weet te offend nie, om op niemand se tone te trap nie, om almal net gelukkig te hou en om die regte ding te doen. En ek het dit vir so lank gedoen dat ek later nie eers meer geweet het wie is ek en jy weet verstaan jy, ek het heeltemal myself verloor in die proses en op die ou end van die dag verwerping, as mense jou kom verwerp, dan is dit 'n uitnodiging dat jy moet leer om jouself te aanvaar, jy moet leer om jouself lief te hê, jy moet leer om jouself te vergewe. Jy weet jy moet selfbeheersing leer. Daar's soveel lesse in hierdie. En hoe minder jy leer, hoe meer jy fokus op die verwerping, hoe groter maak jy daai les vir jouself en later kan daar dalk meer en meer mense jou verwerp tot jy die les leer. Want hier is die wonderlike ding van die lewe. Jou lesse stop nie tot jy die les geleer het nie, maar as jy die les geleer het, dan stop die les. En wat meeste mense doen is hulle dink as hulle wegtrek van die mense wat vir hulle seermaak of verstaan jy, jy weet jy sê nou maar jy het nou iemand soos 'n ma en 'n pa en jy sukkel met jou ouers, jy kom nie oor die weg met hulle nie, jy weet hulle trigger jou, maak jou lewe moeilik. Dan trek jy nou na Timbuktu toe nê, want jy wil so ver as moontlik wegkom van hierdie ouers van jou af nê, of hierdie pa of hierdie ma. En dan dit is so ironies, dit is ek smaal eintlik maar net want dan gaan trou jy iemand nê wat net soos jou pa jou laat voel of net soos jou ma is of jou baas by jou nuwe werk behandel jou net soos jou pa jou behandel het of jou ma. Verstaan jy, so die les gaan nie weg nie. Jy kan die mense verander in jou storie, maar die les gaan nie weg nie. En as jy die les geleer het nê, dan stop die teaching. So leer maar jou les want dit help nie jy skei een man omdat jy verstaan nie en dan gaan trou jy met dieselfde man. Maar iewers te leer ons tog almal die les, jy weet. So ek dink net die ding is net om jouself altyd te vra, wat leer ek uit hierdie ervaring uit? Wat leer ek uit hierdie emosie uit? Wat wil my siel hê moet ek hierso leer? Jy het nou gepraat van 'n huwelik. Jy was 18 jaar getroud gewees en dit was ook die pa van jou drieling. En daai 18 jaar het jy gesê was jy eintlik alleen in die huwelik. En dis nog 'n vreesaanjaende gedagte. Jy het ook gesê dit was vir jou verskriklik moeilik om te skei, maar dit was ook jou grootste accomplishment, as ek dit nou so kan stel. Pieter, ek dink daar's soveel mense daar buite wat in 'n huwelik so alleen voel. Jy weet, baie mense wat na my klasse toe kom sê vir my, "O, ek wil tog net my sielsgenoot ontmoet. Ek wil net iemand spesiaals ontmoet." En dan vra ek vir hulle, "Hoekom wil julle julle sielsgenoot ontmoet?" Dan sê hulle vir my, "Omdat ons nie meer alleen wil wees nie. Ons wil net nie alleen wees nie." Dan sê ek vir hulle, "Maar as jy nou alleen voel, dan gaan jy ook alleen in 'n huwelik voel." Dit is nou, jy kan jou sielsgenoot ontmoet, maar jy weet verstaan, so wat jy regtig wil hê is om nie alleen te wees nie. En dit moet jy binne in jouself uitsorteer. En ek dink ek en my ex-man het mekaar ontmoet op 'n stadium van ons lewe wat ons albei, jy weet, maar deur depressie gegaan het en ons wou maar net nie alleen gewees het nie en ons het mekaar letterlik na mekaar toe aangetrek want jy trek mense in jou realiteit aan, nê, na jou toe aan wat presies glo soos jy glo of die soos as ek smaal maar net baie keer as mense sê, "O, ek het al hierdie narcissists in my lewe," maar al hierdie narcissists in jou lewe kom leer vir jou iets. Hoekom dink jy het jy so baie narcissists in jou lewe? Want hulle leer vir jou iets. Hulle leer dat jy vir jouself moet opstaan, dat jy assertief moet wees, dat jy jouself eerste moet sit en wanneer jy leer om dit te doen, dan gaan jy nie meer narcissist na jou toe aantrek nie, jy weet. So ek en my ex-man het mekaar aangetrek na mekaar toe want ons was albei, jy weet, ons het vir mekaar kom lesse leer. Ons was eintlik net 14 jaar getroud, maar ons was 18 jaar saam gewees. En wat alleen was is dat daar was nie so baie kommunikasie nie. Daar was nie intimacy gewees nie. Ons het mekaar gekies omdat dit veilig gevoel het, maar daar was nie passie nie, verstaan jy? En ek dink ons het fantastiese lesse geleer. En ek sê jou nou, as ek my lewe oor het, kies ek hom weer, want hy was 'n ongelooflike mens gewees en ek het 'n groot respek vir hom en ek het nog steeds 'n diep liefde en kompassie vir hom. En my kinders het hom gekies om hulle pa te wees. Ek het mos nou vir jou gesê, ons kies ons ouers. Meeste mense sal sê, nee, ek het nie my ma en my pa gekies nie, en dis oké. Jy hoef nie dit te glo nie, maar dit beteken nie dat dit nie so is nie. En as jy voel jy het nie jou ma en pa gekies nie, dan bly jy
'n slagoffer in jou verhaal. En die ding is as jy besef maar alles in my lewe is my keuse en dit is hoe ek wat ek wil leer en dan stap jy in die vat jy verantwoordelikheid vir jou lewe. Nou daar's baie goeders wat met ons gebeur wat net gebeur. Maar as dit gebeur, dan van daar af het jy 'n keuse van hoe gaan ek dit nou ervaar? Wat gaan ek nou daarmee doen? En so in my eerste huwelik met my eksman was my lesse gewees om myself te leer liefkry, genoeg om te sê maar hierdie huwelik is nie goed vir my of vir jou nie. Jy weet ons vervul nie mekaar se siele nie, jy weet en ek en hy was altyd baie committed en baie loyal en jy weet ons sal seker vir ewig saam gebly het. Jy weet, omdat ons so loyal en committed is en ons is goeie ouers en ons grootste passie was om vir ons kinders die beste ouers te wees, jy weet. En ek moet sê hoe meer ek geleer het om myself te aanvaar en om myself lief te hê en ek praat nie van 'n ego liefde nie. Dit het niks met egotistiese liefde like, jy weet. Dit is 'n kompassie vir jouself. Dit is 'n deernis met jouself. Dis om sagkens met jouself te wees. Dit is om jouself te gee wat jy nodig het. En toe ek besef ek maak myself seer om in hierdie huwelik te wees. En ek maak nie net vir my seer nie, ek maak vir hom ook seer want ons is nie goed vir mekaar nie, want dis nie dat ons lelik met mekaar is nie. Ons het nie eens met mekaar gekommunikeer nie. Daar was net geen niks nie. Dit is alleen. Ons het net alleen gevoel, albei van ons. En as jy nou gaan bly as gevolg van die kinders of van dit nie, dan is dit ook nie regverdig teenoor hulle nie, want wat 'n voorbeeld stel ek nou vir my kinders? 'n Huwelik is 'n alleen plek waar pappa in die slaapkamer slaap vir 9 maande al en ons kommunikeer nie en verstaan nie. Nee, ek wil vir my kinders wys wat liefde regtig is. Dit is kommunikasie, dis intimacy, daar's passie. Jy weet en kinders leer nie uit wat ons vir hulle sê nie. Hulle leer uit ons voorbeeld. So dit is hoekom ek ook gesê het toe ek myself 100% kon aanvaar en lief hê, nie 100% nie. Ek dink die mense is ooit by 100% nie. Ek dink dit is 'n ongoing, jy leer maar elke dag om jouself meer te aanvaar en lief te hê. Maar toe ek myself genoeg lief gehad het, toe kon ek daai stap vat om te sê nee, ek gaan iets anders kies vir myself. Maar in daai tyd van die huwelik wat jy so alleen gevoel het jy geweldig begin navorsing doen en amper op 'n soort van spirituele pad gegaan waarop jy nou nog is. En daarvoor is jy Indië toe en in Indië het daar baie interessante ding gebeur met 'n soort van 'n, as ek dit reg verstaan, 'n buiteliggaamlike soort van ervaring. Ja, ek het natuurlik baie sulke ervarings, Pieter, want omdat ek meer kan sien as jy weet wat die oog kan sien, maar daar was 'n student gewees wat saam met my gestudeer het, wat bevrees geraak het want sy sê sy het iets by my gesien en dit het haar baie vreesvol gemaak en in van die kursusse wat ons doen, leer ons maar net om dit terug te stuur na die lig van God toe. Ons hoef nie bevrees te wees vir enige iets nie. Maar ja, dit het weer eens verwerping na die voorfront gebring en hoe ek behandel was, het my onmiddellik weer teruggevat na, is ek weer in die skool en ek word weer verwerp en al die verwerping wat ek ervaar het. En die lewe gaan jou vat op soos 'n loop, oor en oor en oor, tot jy die les leer, nee, tot jy die les leer. Pieter, onthou nou, alles bestaan reeds op hierdie aarde. En as jy vreesvol vir iets is, dan trek jy dit reguit in jou ervaring in. Jy bring dit nader en nader en nader. En hoe meer jy daarop fokus, hoe meer word dit prominent in jou realiteit. So die belangrikste ding is om te weet dat waarop jy fokus gaan groei en jy kan kies waarop jy fokus. So, daar's baie dinge in hierdie wêreld wat reeds bestaan, wat mense sal noem as die donker of evil of wat jy dit ook al wil noem, maar hoe meer jy daarop fokus, hoe groter gaan dit in jou realiteit word. Ek sê, vat jou fokus na die lig toe. Alles bestaan, lig, donker, jy weet, liefde, vrees. Waarop jy fokus, dit gaan groei. En elke dag het jy 'n keuse. En ek dink baie keer is ons so besig om te fokus op, pas op vir dit, pas op vir dat, en die evil, en ons is tog so lief daarvoor om die skuld te gee vir die duiwel, nee, of die skuld te gee vir die evil, of, jy weet, wanneer vat ons verantwoordelikheid? Jy weet, ons moet verantwoordelikheid vat.
So die ding is nie, vat verantwoordelikheid vir waarop jy fokus, want waarop jy fokus gaan groei. En dit is een van my grootste boodskappe in die boek. Waaraan jy heeldag dink, nê, en wat jy glo van jouself, van ander mense, van die wêreld, gaan jou realiteit raak en jy sien dit omdat jy dit glo. Mense sê mos, if I see it, I'll believe it, nê? Maar dit is anderste om. Jy sien dit omdat jy dit glo en dit is hoe dit is. En so jy moet nou maar net weet, as jy iets in jou realiteit sien wat nie vir jou lekker voel nie, dan moet jy gaan ondersoek instel, wat is dit wat jy glo wat maak dat jy dit sien? As jy rondloop in die wêreld en jy sê, "Sjoe, hierdie wêreld is vol liefdevolle, generous mense." Raai wat se tipe mense gaan in jou lewe wees? Liefdevolle mense, vrygewende mense, want die wêreld is presies soos jy glo dit is. En so as jou wêreld vol van vrees is en mense wat lelik en gemeen is en jy weet, dan is dit iets wat jy glo wat daai mense in jou realiteit intrek. Jy weet, jy kan net sien wat jy glo. Jy kan nie iets sien wat jy nie glo nie. So jy kan letterlik net sien wat jy glo. So verander wat jy glo en dan gaan jy iets anders begin sien. Kan jy verduidelik, want op 'n ander plek in die boek wat jy ook so 'n soort van 'n buiteliggaamlike ervaring gehad het, hoe werk dit? Wat gebeur met 'n mens? Pieter, as 'n mens nou praat van 'n buiteliggaamlike ervaring, nê, hoe laat dit vir jou voel? Ek weet nie om daaroor te voel nie, want ek kan my nie indink hoe dit werk nie. So, dink jy dat ons hierdie lywe is waarin ons is? Voel dit vir jou of hierdie lyf is wie jy is? Ek dink so, ja. So jy sê vir my jy is net hierdie lyf en niks meer nie. Nee, mense seker dan nie net liggaam nie, maar seker siel en gees ook. Daar sê. En so, die enigste ding wat gebeur is dat jy gaan meer in jou gees in en meer in jou siel kapasiteit in. Jy besef dat jy nie hierdie liggaam is nie, maar dat jy 'n spiritual being is wat in 'n vleeslike lyf net gefokus is. Verstaan jy? En so jy besef jy is nie hierdie physical being nie, but you are a spiritual being en jy is infinite. Nou in ons genetika glo ons is nou net hierdie liggaam, maar jy weet ons is geleer, ons frame of reference. Iemand het vir jou geleer, nee, as jy doodgaan het jy darm nou 'n gees en 'n siel, maar in die begin van tyd het mense gedink ek is net dit, ek is hierdie liggaam en as hierdie liggaam doodgaan, gaan ek dood, verstaan jy? Maar daar was ook ancestors wat geweet het ons gaan aan. So almal van ons is net tydelik in hierdie fisiese vorm en ja, dit is want dit voel, né? Ons kan dit voel, maar ons is baie meer as net dit. So as jy uit jou fisiese vorm uit expand into your spiritual essence, verstaan jy, dan ervaar jy dinge van 'n ander perspektief af. Dan kyk jy ook nie eers meer deur jou ego nie. Jy kyk nie meer deur jou genetika en wat almal hierso glo nie en jy begin 'n groter visie kry van alles. En dit is eintlik wat gebeur wanneer ons connect met ons Skepper, met die energie wat alles geskep het. Jy weet, jy raak een en deel daarvan en jy besef dat almal is in dit. Dis nie asof ons dit in iemand moet gaan insit nie. Almal is reeds deel van hierdie goddelike energie. So, jy weet, ons hou daarvan om vir onsself storieetjies op te maak dat ons die wêreld moet red en jy weet, ons moet nou mense, jy weet, maar as alles reeds deel is van God, okay, dan is dit net so. Niks kan buite dit wees nie. Dis onmoontlik vir enigiets om buite dit te wees. Alles is reeds in dit, jy weet. Maar vir ons menslike brein is dit so moeilik om dit te verstaan. En daar is regtig, ek bedoel sages en gurus en teachers het probeer deur die jare om dit te probeer verduidelik. Maar daar's een ding wat ons definitief kan verstaan. 'n Mens kan nie vir God verduidelik nie. Jy kan nie vir God define nie. En it just is. Verstaan jy? Dis nie 'n man nie, dis nie 'n vrou nie. Jy kan dit nie verduidelik nie. En jy kan nog minder verduidelik dat die karakter eienskappe van 'n God. Verstaan jy? Hoe kan ons weet hoe dit is? Maar ons leer vir mekaar dat God is jaloers en God is 'n jaloerse God en weet al daai goeters is so limiting en dit is wat 'n mens moet verstaan. As enige iets jou laat sleg voel, nê, dan is dit nie die waarheid nie. En om te dink dat God 'n jaloerse God is, nê, dit laat niemand goed voel nie.
Dit laat weet dit laat my beslis nie goed voel nie. En om te dink dat God 'n God is wat gaan straf, dit laat niemand goed voel nie. Jy weet, maar ons het iewers hierdie goeters begin opmaak om vir mekaar te vertel, jy weet, dit is hoe God is. Niemand weet hoe God is nie. Niemand kan dit define nie. Niemand kan weet nie. Jy weet, en dit is die enigste ding wat ons weet, dat ons nie weet nie. So ek dink die belangrikste ding is net, kom net terug na die punt toe waar jy vir jouself sê, weet jy wat? Ek weet eintlik niks nie. Ek kan niks eintlik weet nie. Maar dit is 'n gevoel en die gevoel is dat ek veilig is, dat ek geliefd is, dat alles vir my uitwerk. Kyk 'n bietjie hoe oud is jy, Pieter? Ek is nou 54 years old, 54 en vir 54 jaar werk dinge net vir my uit. Ja, daar was oomblikke wat ek gedink het, liewe aarde, hoe gaan dit uitwerk? Ek weet nie, ek is bang. Maar vir 54 jaar was ek okay. En my pa het dieselfde ding vir my gesê toe hy 74 is. Toe sê hy vir my, my kind, ek het omtrent elke dag van my lewe in vrees gelewe en ge-worry en gestres, maar vir 74 jaar was alles net okay. En dit is die bewys dat we are being taken care of, maar ons vertrou dit net nie. Ons probeer uit ons eie krag en mag vir onsself hierso dinge skep en uitmaak en probeer verstaan. En dit is nog 'n ding. As ons probeer om dinge te verstaan, dan gaan dit ons mal maak. Hierdie energie waarvan ek praat, hierdie goddelike liefde, wat jy dit ook al wil noem, jy weet, ons kan dit nie eens 'n naam gee nie. It's unconditional, it's limitless, it's boundless, it's spaceless, it's timeless. It just is. En elkeen van ons gee dit meaning deur ons eie perspektief, maar ons kan dit nie define nie, maar ons kan dit voel. Ons kan dit voel. En elke ou op hierdie aarde, elke persoon ervaar dit anderste. En daarvoor het ek 'n groot respek. Elke ou het 'n reg om te voel en te ervaar hoe hulle dit wil ervaar, en ek gaan beslis nie iemand wees wat vir ander mense gaan sê hoe hulle dit moet ervaar en hoe hulle dit moet voel en hoe hulle 'n verhouding met dit moet hê nie. Jy verstaan, dit is elke ou se persoonlike journey en ek respekteer dit. Daar's 'n ander interessante ding in die boek wat my verskriklik interesseer, en dit is, jy het gegaan vir klankheling of vir sound healing. Jy sê ook in die boek, die mooiste klank vir jou of die mooiste geluid vir jou is stilte. Maar vertel ons net 'n bietjie, wat is hierdie klankheling? So ek sing frequencies, en vandat ek 'n klein dogtertjie is, hoor ek al klanke wat ander mense nie hoor nie. So Pieter, as ek byvoorbeeld in 'n spasie sit saam met iemand, dan kan ek goeters hoor, jy weet. Ek hoor partykeer hulle ouma en hulle oupa, ja, maar ek hoor ook partykeer die lewer en die kidneys en ek hoor ook elkeen se unieke melodie. Elkeen het 'n frekwensie, 'n klank. Jy weet, soos 'n alles is klank. Alles is klank. So almal is klank. Het jy geweet dat die maan 'n klank het, die aarde het 'n klank. Daar is in alles is 'n frekwensie. En dit is interessant want jou frekwensie resoneer met similar frekwensies. So, maar jy het 'n klank wat so uniek is aan jou, en ek kan hierdie klanke hoor en ek kan hulle sing. Soos klank journeys, ek noem dit nie eintlik 'n klank journey, ek noem dit 'n sound activation meditation event. So deur die jare, van my eerste album af, sal jy hoor ek gebruik partykeer tale, of daar's klanke wat ek maak, wat mense vra altyd vir my, is dit Hebreëus, wat se taal is dit? Ag, ek het dit altyd my engeltaal genoem. My tweede album se naam was Angel Tongue, omdat ek hierdie klanke hoor. Maar vir die eerste 3, 4, 5 albums was ek te bang om, weet ek het my pa het mos nog vir my gesê, moet nie vir mense sê nie, weet, ek het myself nog probeer beskerm en wegsteek, maar ek dink hierso na die 50s, jy weet, as jy in jou 50s, laat 40s gekom, dan worry jy nie meer, dit gaan nie meer oor jou nie, dit gaan oor, hoe kan ek van diens wees op hierdie aarde? Verstaan jy, hoe kan ek die meeste mense op hierdie aarde van diens wees? En van diens wees beteken, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan nie, hierdie boek wat ek geskryf het, dis nie 'n boek om my lig te laat skyn nie, en jy het dit gelees, Pieter, en jy verstaan, dit is nie, hierdie boek se doel was nie om vir mense te laat wys, kyk hoe oulik en fantasties is ek nie, ek dink dit gaan inteendeel die teenoorgestelde, jy weet dalk hê, maar die doel van hierdie boek is as daar dalk iemand is wat soekend is daar buite, want soveel boeke het omtrent my lewe gered, en ek het net gevoel dat as ek my storie deel, die hele waarheid en niks minder as die waarheid nie, dan is daar dalk net iemand wat dit ook optel eendag.
en net ook 'n saadjie plant, of dalk is dit net soos op daai oomblik 'n choopie in die groot oseaan wat hulle is, wat hulle dalk net 'n bietjie kan lei. So Um daar's 'n woord vir hulle noem dit clairaudient, clairaudient. So jy het ag, dis nou maar net weer woorde Pieter, maar daar's claircognient, there's clairaudience, there's clairsentient, there's clairvoyance, en jy weet so en elkeen van hulle, een is hoor, een is sien, een is net 'n knowing, een is 'n gevoel, maar almal is so. Het jy al partykeer gesit en dan dink jy aan iemand, jy dink ewe skielik net aan iemand en dan bel hulle jou 'n uur later of so. Met ander woorde, daar is 'n ander taal wat gepraat word op hierdie aarde wat ons almal praat, maar ons weet net nie van dit nie. Of jy kry net 'n gevoel in jou hart en jy dink aan iemand en jy besef net ook ek dink ek moet hulle 'n lytjie gee en as jy bel dan sê hulle dankie dat jy gebel het, ek het dit eintlik vandag nou baie nodig gehad. Ons is almal so interconnected en connected met mekaar, jy weet. Dit is al wat ek hoor. Ek hoor die taal wat ons almal eintlik praat, maar ek hoor dit net baie duidelik en ek maak dit nie af as toeval nie. Ek weet dit is baie tangible en ek kan dit in mense hoor en ek gebruik daai selfde frekwensies in my sound healings om dit te sing en dan help ek mense om te onthou wie hulle is en waarvan hulle 'n deel is. So dis baie genesend en musiek is en veral klanke is baie kragtig. Dit vat pyn weg. Dit kan mense dit is net 'n ongelooflike, jy weet, dit is die medisyne van die toekoms, net solank jy sal weet, jy weet, ons is die medisyne van die toekoms en dit is nie soos liedjies sing nie. Ons gebruik musiek en klank vir 'n baie dieper, meer genesende journey. En as ek vir mense hierdie frekwensies sing, dan kry hulle baie clarity. Onthou, dit het niks te doen met my nie. Wanneer ek sing, dan connect ek met hierdie all that is energy of creation. Ek connect met hierdie goddelike energie en ek vra dat God hierdie klanke vir mense help en vir hulle genees. En onthou, ek is nie 'n healer nie. Ek is 'n witness. Ek witness net, jy weet, ek is maar net ek vra en dan kyk ek maar net hoe God genees. Werk dit net met sê nou maar saam met iemand in 'n vertrek is of kan dit nou, jy weet, oor 'n afstand werk as jy nou sê, jy weet, jy dink aan iemand in die telefoon lui. Jy sien, ons kan dit nie verstaan nie want ons is in hierdie liggame. So ons voel ons is baie ver van mekaar af en ons voel ons is apart van mekaar want ons is in hierdie liggaam, nê. Maar as ek met iemand 'n sessie het en ek gaan nou luister na jou frekwensie, nê, Pieter, dan kan jy daar ver in Amerika sit, nê, en dan luister ek en ek is onmiddellik een met jou. Okay, ek is in jou spasie, ek voel wat jy voel, ek hoor wat jy hoor en ek hoor wat jy ook nie hoor nie. Verstaan jy, want ons is eintlik almal connected in een, in deel van hierdie groot energie. En ons is besig om te oefen, almal van ons, baie subtly, om weer deel van dit te raak, verstaan jy, en om meer en meer van dit te ervaar. En so, ja, ek het, as ek 'n sessie vir iemand doen, ek het byvoorbeeld iemand gehad wat stage 4 kolonkanker gehad het, en dan hulle kom na my toe vir 'n sessie en ek gaan luister net. Ek luister wat glo hulle wat hierdie skep in hulle lewe. Ek vra ook vir hierdie goddelike energie wys vir my. En ek sê goddelike energie want ek wil nie woorde gebruik wat mense bang maak of limit nie, maar elke ou het sy mas, maar almal van ons weet dat ag tog hierdie omnipresence, daar is iets groter as ons wat, jy weet, that's taking care of everything. En ek vra, ek luister, okay, wat gaan aan? Wat glo hierdie persoon? Want hierdie energie wat ons deel van is, nê? Dit sê net vir jou ja. Dit vloei vir jou onvoorwaardelik. Jy kies. En as jy aan negatiewe emosies bly vashou, as jy goeders glo wat jou limit, wat jou kleiner maak, jy weet, wat jou afskakel van dit, onthou jy het hierdie vrye wil. En dit kan nie vir jou vloei as jy jou deure toemaak nie. En negatiewe emosies soos vrees, skuldgevoelens, verwyte, haat, jaloesie, daai goeters maak jou eie deur toe vir hierdie vloei van gesondheid en liefde. Dis nie iemand wat dit toemaak nie, dis jy. So as jy na my toe kom en iets vloei nie in jou lewe nie, jy weet, jy sukkel dalk met geld of met jou loopbaan of jy sukkel met jou gesondheid of jy sukkel met jou verhoudings, dan luister ek na hierdie vloei en ek vra, okay, wys vir my wat glo hierdie persoon wat die deur van hierdie onvoorwaardelike liefde, life force energy toegemaak het wat hierdie persoon nou siekte veroorsaak.
En wanneer ons daai deur weer oopmaak, dan vloei hierdie energie weer. En daai persoon, sy naam is Henny Roo en hy gaan nie omgee dat ek dit sê nie, want hy het self 'n testimonial met my gedoen oor dit. Hy was in Maart met stage 4 kolonkanker gediagnoseer en in November was hy totaal en geheel en al kankervry. Hy het nou ook 'n boek daaroor geskryf. Vertel my, in jou boek skryf jy oor theta behandeling en oor Vian. Vian Stable. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Okay, so om dit gou-gou vir jou maklik te maak, theta is 'n breinfrekwensie. So op hierdie stadium, Pieter, praat ek en jy in beta. Dit is maar alles net biologie. Ek en jy praat tans in 'n beta frekwensie. 'n Beta breinfrekwensie is wanneer jy aktief is, jy's alert, jy fokus, jy's in die moment. Theta is net voor jy in 'n diep slaap ingaan. Okay, so dit is daai net so voor jy in 'n delta aangaan. Delta is wanneer jy in 'n diep slaap is. Alpha is so tussen theta en beta waar jy soos in 'n jy's rustig en jy's kalm en jy staar miskien so oor die oseaan uit, jy weet. Maar theta, kindertjies tussen die ouderdom van wanneer hulle gebore is tot en met 7 jaar, is meestal in delta en in theta brainwaves, okay? En theta is daai brainwave wat, jy weet, daai klein kindertjies is so sponse. Hulle leer verskriklik vinnig. In die eerste 7 jaar van jou lewe leer jy tale aan, jy leer hoe om te loop, jy leer verskriklik baie aan. En so, om hierdie breinfrekwensie te access, gaan jy in 'n baie stil meditasie in. Jy word stil, dit is soos 'n diep gebed waar jy nou los hierdie wêreld so bietjie en jy gaan in 'n droomstaat in en daar kry jy baie leiding. Dit is wanneer jy jouself stil maak sodat jy kan hoor, want jy kan nie die raad of die leiding van God hoor as jy 'n geraaste kop het nie. So theta is net 'n breinfrekwensie en ons leer 'n meditasie, dis 'n meditasie wat jou in 'n diep gebed invat waar jy baie stil raak sodat jy baie mooi kan luister en baie mooi kan hoor. En in daai diep gebed is waar ons dan nou aanskou of witness genesings wat vir mense gebeur. Dis nie ons wat dit doen nie, ons is net die witness. Ons kyk net hoe dit gedoen word. En daar is geen vrees in daai spasie nie. Dis net suiwer liefde en jy onthou in daai spasie wie jy is en waarvan jy deel is. En omdat daai spasie so suiwer liefde is daar baie wonderwerke wat in daai spasie gebeur. Vertel ons, toe jy in Montana was, toe jy besef het dat jou bestaan en jou stem en so aan 'n geskenk is, maar ook dat jy geskenke kan ontvang, want dit was vir jou baie moeilik altyd. Ek onthou ek was vir 2,5 maande in Montana wat ek gaan studeer het. En daar was 'n vleuelklavier wat agter 'n soos 'n banner gestaan het wat nou mense dit so geskort, jy weet, en daar het gestaan don't touch. En ek is nou weg van my huis af en ek het nie my klavier nie en die oomblik wat ek daar aangestap het, het ek gesien daar's 'n klavier en ek wil baie graag gaan speel het, maar ek is baie stil en introvert en daar staan don't touch. So ek sal nou nooit die reëls breek nie en van die eerste week af het Vienna Stable is die sy het hierdie healing modality bymekaar gesit. Ek dink sy is 'n fenominale vrou. Sy het baie inligting ingebring wat baie mense help, jy weet. En ek is dankbaar vir alles wat sy geleer het want my lewe het diep vervullend geraak met hierdie tegnieke. En sy het, dink ek, in die eerste of die tweede week vir my kom sê, hoorie, so as jy wil speel op die klavier, gaan speel op die klavier. En dit is haar klavier en is haar plek. En so ek het die toestemming gekry, ek het die permissie gekry, maar iets binne my het gesê, niemand anders het gehoor dat sy dit vir my sê nie. En as ek nou by daai klavier gaan sit, gaan almal net sien daar staan don't touch en dan gaan mense nou dink ek is arrogant of voorbarig of wat ook al. Kan jy sien hoe lewe ons vir wat ander mense gaan dink en sê? Anyway, later het van haar dogters gekom en vir my gesê, meer mense het vir my gesê, Vanna sê jy kan gaan speel, maar ek speel nie. En dit was seker, ek is seker in my tweede maand daar en ek staan buitekant met een van die studente, hy is van Norway af. Daar kom studente van reg oor die wêreld. Ek dink daar was so 160 mense gewees en ek baie verskillende tale en hy was van Norway af en ek sê vir hom, weet jy,
Ek wil so graag hy klavier gaan speel, maar jy weet, ek weet net nie hoe gaan almal dit, jy weet, ek wil dit nie, I don't want to impose it on people. En hy kyk so vir my en hy sê vir my, so when you give people a gift, do you ask permission to give them a gift or do you just give them a gift? En jy weet, dit het my nogal verskriklik onkant gevang, want ek het op daai stadium nog nooit eers daaraan gedink dat my stem en my gawe om musiek te maak 'n geskenk is vir ander mense nie. Ek het maar gedink hulle moet my nou vir my tolerate, verstaan jy? Hulle verstaan jy, hulle moet my tolerate. Ek impose something op hulle. Ek het nie eers my gawe of my geskenk of my gift gesien as 'n geskenk vir die mense nie. En omtrent 3 jaar daarna eers, na daai ervaring en wat die man vir my gesê het ek 'n dieper insig begin kry en ek onthou ek het eendag so in die pad gestap waar ek letterlik vir God hoor sê, maar jy is my geskenk aan hierdie aarde en al die mense op hierdie aarde is my geskenk aan jou. En julle moet mekaar geniet en julle moenie bang wees om julle wie weet julle self te deel met mekaar nie en julle talente te deel met mekaar nie en julle gawes en ek het net voor dit nog nooit myself gesien as 'n geskenk en ek het van daar af besef hoe almal 'n geskenk vir my is, maar ek is ook 'n geskenk vir almal. En van daar af, jy weet, dit is net om te verstaan, daar's ook liedjies soos en ek het hierdie liedjie soveel jare voor hierdie geskryf, Life's gift to me is just to be. Jy weet wie ek is 'n geskenk en om net te wees is 'n geskenk en die lewe vra nie van my om iets te doen nie. Dit vra my net om te wees want ek is nie 'n human doing nie, ek is 'n human being. Ek moet net wees. En dis een van die moeilikste dinge. Almal van ons dink maar dis die ego. Ego wil hê jy moet iets doen. Jou siel wil net hê jy moet wees. Jy het op 'n keer by 'n Starlight Classics konsert opgetree en toe het jy eintlik vir Kevin ontmoet. Julle is vandag getroud, maar julle was byna oombliklik verlief, maar dit was ook nie altyd 'n maklike pad nie, want daar was interne striwelinge in elkeen van julle self en jy weet dan loop dit uit op mekaar. Vertel ons 'n bietjie van daai pad. Ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het daar gestaan terwyl die verskriklike amazing mooi verhoog besig was om opgestel te word en dit was baie groot en dit was donker en die ligte daarvoor geskyn en ek het 'n stem agter my gehoor wat vir my gevra het in Engels, can I help you carry your bag? En omdat ek clairaudient is, toe ek die frekwensie van sy stem hoor, toe onthou ek dit. Dit is asof ek dit vir ewig geken het en ek het onmiddellik veilig gevoel en ek het onmiddellik gevoel ek is I'm home. En ek sê toe ja en dis ook my love language actually as jy my vra of jy my sak kan help dra. En ek sê ja, ek kan my help. En ons stap na die motor toe. Hy werk toe op die set daar en ek het net saam met hom dit was een van die mees wonderlikste stappe want ons het in die donker tussen daai ou bome in vergeleë gestap. Daai bome is baie bitter oud, maar ek het net ewe skielik gevoel ek is nou tuis. Ek ken hierdie persoon en ek het nog nie sy gesig gesien nie want dit is so donker, maar sy stem. En toe ons by die motor kom en die ligte skyn op sy gesig en ek sien hom, toe weet ek net ek ken hierdie persoon. En ons het nou toe so ontmoet, maar ons was onmiddellik verlief op mekaar. Maar die ding is, hy is bitter jonk, hy is baie jonger as ek. En in die begin het ons twee nie dit geweet nie eintlik nie, want ek het nie gedink hy is soveel jonger as ek nie en hy het ook nie gedink ek is soveel ouer as hy nie. Maar ons het die skoot baie hoog deur gehad en jy weet toe ons nou eventually connected en jy weet ons begin toe nou 'n verhouding en toe besef ons joh, maar ons ouderdom daar's 'n groot ouderdomsverskil tussen ons en dit was vir my baie erg want ek kon nie 'n toekoms sien saam met hom nie omdat hy so jonk is en omdat ek op daai stadium nog gedink het nee, ek weet beter. Verstaan jy, ek moet nou vir hom beskerm want hy het nou al hierdie goeders, hy's nou soveel jonger as ek. Verstaan jy, so ek het vinnig in 'n mamma posisie ingestap en gedink nee, ek moet eerder maar weet en ek moes daar uitstap. Ek moet uit dit uitstap en al is hy hoeveel jonger as ek, is hy 100,000 jaar ouer as ek, kan ek jou beloof want hy is net hierdie old soul. En die eerste 3 jaar was uitdagend omdat ons het gesukkel met ons, meestal ek, oor hierdie ouderdom verskil. En op 'n stadium het ons jy weet besluit ons gaan dit los want ons kon nie 'n toekoms saam sien nie en vir 3 maande het ek en hy
jy weet, na mekaar gepine en jy weet, ons het mekaar so gemis en ek het ook 'n liedjie daaroor geskryf en ek dink partykeer moet 'n mens nie die liedjie stop voor die liedjie nie klaar gesing is nie, verstaan jy? En dit is presies wat ons gedoen het. Ons het die liedjie gestop omdat ons nie kon sien waarheen hierdie liedjie gaan nie en maar dit was 3 maande van absolute agony geweest waar ek weer eens die planeet wou verlaat en nie hier wou wees nie want dit was net vir my te erg. En na daai 3 maande toe ons weer by mekaar kom, toe was dit anderste. Dis asof ons net besluit het, weet jy wat, ja, ons weet nie wat die toekoms vir ons inhou nie, maar ons gaan ophou om so na die toekoms te gaan, want om elke keer as ons in die toekoms ingaan, dan bederf ons hierdie oomblik. Want in hierdie oomblik is ons eintlik so gelukkig en ons weet hoe ons voel in hierdie oomblik en in hierdie oomblik is ons so lief vir mekaar. Dit is net as ons in die toekoms ingaan en dit is 'n belangrike les vir almal van ons. Dit is wanneer ons in die toekoms ingaan wat ons in vrees ingaan en dan spoil ons now moment, ons current moment omdat ons nie weet hoe iets gaan uitwerk in die toekoms nie. En dit vat vertroue en daar het ons besluit ons gaan in hierdie oomblik by mekaar bly. Ons gaan in hierdie oomblik as ons vir mekaar nog lief is, gaan ons in hierdie oomblik bly. Ons is nou 11 jaar saam, ons is in 2024 getroud en ons het 'n massiewe groot ouderdomsverskil, maar he's the love of my life. Ek is the love of his life. Ons skep die mooiste goeders nou saam. Ons het 'n massiewe projek saam wat ons nou skep, 'n training program. Ons noem dit die Emit Change Training Program. Emit staan vir Educational, Motivational, Inspirational, Transformational. Daar is soveel goeders wat mense kan help om beter te voel, want wat jy voel, skep jy. Nie, jy weet wat jy voel, skep jy. Jy moet eers die gevoel kry voor jy dit in jou werklikheid kan inbring. Jy weet, en hoe kry mense gevoel om 'n gedagte te dink oor en oor en oor en oor en oor en later begin jy dit voel want jy glo dit van jouself. So ons programme help mense om beter te voel, mense wat deur diep depressie gaan, siektes, enige iets wat nie lekker in die lewe voel nie. Ons programme help jou weer om beter te voel en om dan vir jou van daai plek af 'n beter lewe te skep. Ons siele het gekies om saam te kom in hierdie lewe, om dit saam te skep, jy weet, en ons vrese kon ons uitmekaar uitgehou het. Ek is baie dankbaar dat ek nog elke keer keuses kon maak, uit liefde uit, en nie uit vrees uit nie. Want wanneer ek uit vrees keuses maak, nee, dan werk dit altyd baie sleg uit. Maar wanneer ek uit liefde keuses maak, dan werk dit altyd fantasties uit. Jy skryf ook ergens in die boek, daar het jy gesê dit wat jy dink of wat jy glo raak jou soort van jou realiteit, is amper 'n weerspieëling van wat binne in jou is. Ja, jy sien, wat jy glo sal altyd aan jou bewys word. So, as jy glo mense is baie gemeen, dan gaan die bewys kom. Jy gaan baie mense ontmoet wat gemeen is. As jy glo jy verdien die beste in die lewe, en jy glo dit met jou hele hart en siel en jy voel dit. Jy voel in jou hart ek verdien die beste in die lewe, maar jy voel dit regtig. Dis nie net iets wat jy vir jouself sê nie, jy weet in jou diepste van jou hart. Dan werk dinge net vir jou uit. Jy kry net die beste. Nou, as jy glo die teenoorgestelde, dan werk dit ook so. So, die kursusse wat ek gee en die sessies wat ek vir mense gee, is om hulle te help om bewus te raak van wat hulle glo, wat vir hulle ervarings in hulle lewe inbring wat hulle nie wil hê nie. Verstaan jy? So, as jy met baie mense beklei, of daar's, jy weet, iets in jou lewe wat nie lekker is nie, daar is iets wat jy glo wat daai realiteit vir jou skep. Nou, nie almal weet, wat glo ek nou wat dit nou in my lewe inbring nie, en dit is wanneer jy nou wil kom vir 'n sessie. Dit is wanneer jy my trainingprogramme wil kom doen, sodat jy kan bewus raak, want ons is nie altyd bewus van wat ons glo nie, sodat jy kan bewus raak van wat jy glo, wat hierdie unwanted, wat is dit, hierdie realiteit wat jy nie wil hê nie vir jouself skep nie, want jou realiteit is presies soos jy glo. Mense wil dit nie glo nie, want hoekom? Dit vat verantwoordelikheid om dit te glo. Dit beteken ek moet nou verantwoordelikheid vat vir wat ek dink, vir wat ek glo. Ja, dit is presies so. Jy moet verantwoordelikheid vat en dan gaan kyk ons nie, wat glo jy en wat kry jy daaruit om dit te glo? Daar's altyd iets wat jy kry. As ek mag, Pieter, om 'n voorbeeld te maak, sê maar 'n kliënt kom na my, ek maak net 'n voorbeeld, en die kliënt sê vir my, ek wil gewig verloor, sy is in haar 40's.
En in haar 40's maak nie saak wat sy probeer nie, sy kan net die gewig verloor nie. Onthou, ons het 'n conscious mind wat hierso by ons frontal lobe is en dan het ons 'n subconscious mind, dis hierdie agtergedeelte van ons brein. Jou subconscious mind is 1 miljoen keer sterker as jou conscious mind. Wat jy hier agter glo in jou subconscious mind hou jou veilig. Hierdie subconscious mind se werk is om jou veilig te hou. Dis 'n habitual mind. Dit leer uit dinge wat jy oor en oor en oor en oor en oor doen. Dit is 'n habitual mind. Jou conscious mind is 'n creative mind. Dis waar jy skep, dis waar jy dinge opmaak. So nou wil sy na 40's gewig verloor. Sy kom na my toe want sy het nou al alles probeer en niks werk nie. Nou gaan luister ek na die frekwensies en ek gaan luister wat gaan aan hierso. Dan hoor ek ietsie het met haar gebeur toe sy 3-4 jaar oud is. Nou vra ek vir haar wat het gebeur toe sy 3-4 jaar oud was. En dit was 'n ervaring waar sy gemolesteer was en die persoon bly vir haar die hele tyd sê, "O, jy's so mooi, jy's so mooi, jy's so mooi." Die subconscious mind stoor die belief dat dit is nie veilig om mooi te wees nie. Nou in haar 40's probeer sy gewig verloor. Okay. Dink jy hierdie mind wat 1 miljoen keer sterker is as die conscious mind gaan toelaat dat jy gewig verloor? Nee. So dit is hoe jy jouself sabotage. Maar wat kry sy daaruit om nie gewig verloor nie? Sy hou haarself veilig. Verstaan jy? In haar mind. So ons moet ingaan en ons moet die program gaan verander, net soos 'n komputer. Die program sê dis nie veilig om mooi te wees nie. Miskien toe sy 3 jaar oud was dit nie, maar nou sy 'n groot vrou, sy kan nou haar eie veiligheid skep. Ons moet nou die program gaan verander. En dan moet ons dit oefen. Ons moet die nuwe program 'n habitual program maak. Ons moet dit oor en oor oefen. Ons moet dit affirm, ons moet dit contemplate, ons moet dit voel en dan raak ons dit. En dit is wat my trainingprogram vir mense doen. Dit gaan nie net hieroor nie. As jy nie 'n sekere sukses in jou lewe kan bereik nie, dan is daar ook iets wat jy glo wat dit blok. Verstaan jy? So ek help vir mense uitvind wat blok jou, wat maak dat jy nie so suksesvol is soos wat jy wil wees nie, of wat maak dat jy nie daai liefde van jou lewe ontmoet nie, of wat maak dat jy gesiek is. Wat is dit wat dit skep? En dan aanblok ons dit en ons maak jou weer oop vir die vloei van jou sukses, van dat want jou lewe is veronderstel om wonderlik te wees. Jy is veronderstel om alles te hê wat jou hart begeer. Daar's 'n baie intense hoofstuk of 2 in die boek waar jy praat van plantmedisyne, jy weet sampioene, mushrooms of shrooms soos dit in die volksmond bekend staan en toe ek dit gelees het, het dit vir my, jy weet, amper half 'n beklemming om my hart gegee. Dis amper soos 'n fliek wat jy kyk en jy weet nie wat die uiteinde gaan wees nie. Tel ons daarvan en hoe dit gebeur het, jy weet die aanloop en toe wat op die ouend gebeur het, want dit is ook nie net dadelik weg na 4 ure gewees of die gevolge nie. Dit was een van die mees vreesaanjaende ervarings wat ek in my hele lewe gehad het. Ek het nog nooit so iets ervaar nie. Ek het nie eers gedink ek sal ooit so iets doen nie. Dit was regtig vir my ook baie vreemd en ek het vir 'n paar jaar meditasies aangebied en klankhealings gedoen in 'n plek by 'n vriendin se huis en sy het baie van hierdie seremonies aangebied vir ander mense en sy het my daarvan vertel. In 1 jaar dit is al 3 jaar dat ek dit doen en 1 jaar vertel sy vir my weer daarvan en sy sê maar jy moet dit kom doen en ek dog toe by myself nee, weet jy, dit is nou nie iets vir my nie, maar dit is so interessant, daar was iets binne my wat gesê het, miskien moet ek dit probeer, jy weet, dit was 'n weird feeling, want dis nie, ek doen nie sommer sulke goed nie, jy weet, dit is net nie in my natuur nie, jy weet, maar iets het my geïntrigue die keer en ek sê toe, okay, maar as ek dit gaan doen, dan moet my man Kevin saamkom, hy was toe nog nie my man nie, ons het toe nou nog net gedate, jy weet, en ek sê, okay, hy moet saamkom, en dit was een van die mees vreesaanjaendste ervarings wat ek in my hele lewe gehad het, en ek dink, dit gaan die beste wees as mense maar die boek gaan lees, en gaan lees wat ek geskryf het, maar weet ek en Kevin het vasgevang geraak in 'n loop wat terrifying was en dit was absoluut terrifying en ja, ek het op 'n stadium heeltemal net my lyf verlaat, totaal en geheel en al en my lyf het toe reguit agteroor geval en ek het 2 ribbes gebreek en ek het 'n concussion gehad en so dit was 'n verskriklike groot ek het die hele tyd geweet, ek is besig om dood te gaan en ek is eintlik dood. Ek het gevoel ek is eintlik dood en ek sit tussen wêrelde vas.
en ek het nie geweet hoe om terug te kom in my liggaam nie, maar ek het die hele tyd net geweet ek gaan dood. En nou, jy weet, jare later, wat ek nou beter verstaan, weet ek, dit is ook maar soos 'n ego-dood. En mense praat van 'n ego-dood, maar weet jy, laat ek net vir jou verduidelik, wat is 'n ego-dood? Almal van ons het hierdie identiteit. Pieter, jy het 'n identiteit. Jy is nou iemand wat werk vir RSG en jy doen 'n onderhoud met my en jy het 'n podcast, maar jy het dalk ook 'n familie en jy het dalk, jy weet, vriende en jy het 'n idee van jouself. Jy het 'n konsep. As ek nou vir jou vertel my wie's Pieter, gaan jy sê jy's 'n man en dit en dit en dit en jy gaan vir my vertel jou identiteit. En dan het jy dalk ook 'n persoonlikheid, jy weet. En die ding is wat ons op hierdie lewe moet kom leer is om te besef dat jy is nie hierdie identiteit nie. Dit is maar 'n rol wat jy speel hierso vir 'n tydelike oomblik, maar ons raak so vasgevang in ons rolle dat ons dink dit is wie ons is. Jy weet, en so ego dood is wanneer daai idee van jou doodgaan. Wanneer daai idee wat jy van jouself het wat doodgaan en dit kan voel soos 'n fisiese dood, want jou liggaam dink jy gaan fisies dood, want jy hou so aan daai identiteit vas, verstaan jy? En hulle praat van dit in alle gelowe. Jy weet, to let go of daai ego, the little I, jy weet, and to connect with the bigger part of you. En dit word in baie maniere verduidelik en geëxplain, maar as jy deur dit gaan fisies, joh, dit is 'n ervaring en ek kon net nie aanvaar dat ek doodgaan nie. Ek het net die hele tyd geveg vir my lewe en ek het gedink, wat gaan ek doen my kinders? En onthou dit was vir my baie werklik. Ek het geweet ek gaan dood en ek het ook my liggaam verlaat. So ek was nie eers meer in my liggaam nie, want ek het nie eers geweet ek het geval nie. Ek was nie eers daar nie. Ek was in hierdie abyss gewees. En ja, mense kan maar gaan lees hoe ek die ervaring geskryf het. Ek dink soos hulle sê in die lewe, jy weet, beproef alles maar behou die goeie en soos Carl Jung sê, onthou net beware of the wisdom that you haven't earned, want toe ek daar wakker word, het ek goed gesien en geervaar wat ek dink ek was in my siege nog nie gereed voor nie en dit het my letterlik seker 3 of 4 jaar gevat om dit te integreer. Nou, almal speel nou deesdae met plantmedisyne rond en ek dink ek het geen opinie daaroor nie. Ek sê nie dis reg nie, ek sê nie dis verkeerd nie. Ek sê maar net behou die goeie. En wat ek ook sê is net daar's 'n integrasie wat moet gebeur. En partykeer gaan mense in diepe trauma in as gevolg van hulle weet nie hoe om dit te integreer nie. So as jy ook sukkel met so iets nê, kan jy na my toe kom. My krag lê daarin om mense te help wat deur deep transitions gaan, mense wat deur groot lewensveranderinge gaan. As jy voel jy's op die brink van 'n groot verandering of jy's in 'n groot verandering of jy's nou net deur 'n groot verandering en jy het nou nie die map vorentoe nie. Jy weet nou nie meer hoe om vorentoe te gaan nie. Dan is ek iemand wie jy wil kontak want ek kan jou help deur daai transition. Ek kan jou die pad vorentoe mee help. Ek kan jou net goedjies tegnietjies leer, maar dit is nog steeds up to you. Ek is nie hier om enigiemand te red nie. Ek kan jou net herinner aan wie jy is en waarvan jy 'n deel is. Kan jy vir ons verduidelik, in jou boek gebruik jy baie keer die woord God, maar jy gebruik ook 'n paar ander woorde in terme soos creator of all that is, onder andere. Hoe sien jy God of wat is God? So weer eens kan ek vir jou sê, soos ek vroeër vir jou verduidelik het, dat ons kan nie vir God sien nie. Want dit's unfathomable, okay? God of die skepper van alles wat is, of the all that is energy of creation, of divine love, or source of hoe jy dit ook al wil noem. Ek noem dit kan soos 'n omnipresence wees. Dit is net, it just is. It's the all that is energy. En dit bestaan in alles en dit vloei deur alles en dit asem lewe deur alles in. As jy byvoorbeeld jou oë toemaak, Pieter, en jy haal asem, nê? Dis 'n conscious breath, nê? Jy gee aandag, ek gaan inasem. Ek gaan nou uitasem. Maar as jy slaap, dan hou jy aan asem. Haal. En as jy in 'n koma is, dan hou jy aan asemhaal. Wie haal jou asem? So daar is iets wat alles inasem en uitasem. En dit is the breath of life. Dit is die energie wat in alles, wat vir alles lewe gee, wat alles geskep het. Daar is niks groter as dit nie, maar daar is ook niks kleiner as dit. Jy verstaan jy, dit is in alles, dit is alles. Okay? En dit is 'n
divine intelligence en dit is suiwer onvoorwaardelike liefde en ons as mense kan dit nie define nie. Hierdie woorde wat ek nou gebruik, kan dit nie beskryf nie. Niemand kan dit beskryf nie. Deur al die jare het mense dit probeer beskryf en mense het dit probeer vasvang in hulle limiting understanding en in die probeerslag om dit te probeer verduidelik, het ons eintlik dit kleiner gemaak en dit 'n menslike persoonlikheid gegee, because daar is geen manier dat hierdie goddelike energie jaloers is of enigiemand sal straf nie, of enigiets van enigiemand verwag nie. Dit is dan omnipresence, dit is dan reeds heel, dit het nie 'n menslike persoonlikheid nie, jy weet. So ons is nogal 'n baie arrogante spesies, jy weet. Ons wil dink ons weet nou presies wie God is, maar ons kan nie. Ons kan nooit weet nie. Dit is iets wat jy net moet aanvaar en dit is iets waar jy moet surrender toe. You must let go and let God. Verstaan jy? Jy kan dit nie verduidelik nie because it's unfathomable. Jy moet dit net aanvaar. En om dit te aanvaar, moet jy laat gaan van jou eie idees en jou eie konsepte. Jy weet, en hierdie hele lewensreis van ons is a journey back to it. En daai spark wat jy is, because you're a spark of God, ek is a spark of God, everybody's sparks of God, almal van ons is reeds in God. God is alles, jy weet, en daar's niks wat jy kan doen of nie doen nie, wat jou van dit kan apart maak, wat jou kan separate, want dit is onmoontlik, want jy kan nie bestaan sonder dit nie, verstaan jy? Dit is soos die grape en die wyn. Dan kan nie 'n grape wees sonder die wyn nie. Verstaan jy? Dit is onmoontlik. So jy's nooit separate van dit nie. Jy hoef dit nie te verdien nie. It just is. Maar ja, ons hou daarvan met ons egos om te sê ons moet dit verdien en ek moet al hierdie harde werk doen en nou gaan ek dalk baie mense se hokke skud want hulle het baie goeders geleer van jy moet nou hierdie liefde verdien en dit is iets wat jy moet doen en verstaan jy en dit het glad niks met jou uit te waai wat jy eers doen nie. Dit is wat jy deel van is. Dit is 'n deel van jou. En dit is jy kan nie eers bestaan sonder dit nie en dit is nou hierso. Op hierdie oomblik is dit hierso. En it is always there and it is who you are. Ek sê nie jy's God nie. Nee, maar God is jy. Jy het saam met ongelooflike kunstenaars opgetree, Andrea Bocelli, Diana Ross, Christina Aguilera, Westlife, Shakira. Hoe was daai ervarings vir jou? Elke ervaring vir my is baie uniek en ek voel altyd baie geëerd en alles wat ek in my lewe gedoen het is regtig wonderlik en ek dink vir my die lekkerste een van hulle was Andrea Bocelli omdat hy so humble is en hy is net so ek dink hy sien baie meer omdat hy blind is. En ek dink dit is wat gebeur, jy weet, en wat 'n ongelooflike ervaring. Jy weet Pieter, ek is dankbaar oor alles wat ek in my lewe ervaar het, maar op hierdie stadium waar ek met jou sit en gesels, voel ek of ek die grootste suksesstorie van my lewe nou ervaar. Jy weet, hierdie oomblik is vir my alles is net 'n oomblik. Alles is net 'n oomblik. En elke oomblik dra by tot wie ons op die einde van die dag is. Maar dit define nie wie ek is nie, nê? Al my ervarings, al my rolle wat ek hierso speel, dit is nie wie ek regtig is nie. En jy weet, ja, ek het amazing goeders ervaar, maar die grootste ding wat ek elke dag bly ervaar, my grootste ervaring bly die ervaring dat wow, ek is a spark of God. I'm an infinite being and I'm divinely loved. En hierdie hele skepping, hierdie hele aarde is spesiaal geskep vir my sodat ek dit kan geniet. En so elke dag doen ek net my beste om daar in die see te gaan dryf en die sonsondergang te kyk en soveel moontlik mense net te druk en lief te hê en te admire. Ek het besef een van my lewensdoele op hierdie aarde is om mense te herinner hoe amazing hulle is en hoe fantasties hulle is en om God se skepping te bewonder. Dit is wat ek glo my lewensdoel is. Wat verveel jou? Dis bitter interessant dat jy dit vra want ek dink nie daar's enigiets wat vir my oninteressant is nie. Ek bedoel, hoe kan enigiets op hierdie aarde oninteressant wees? Alles is super interessant.
Ek is nie vir een oomblik verveeld nie. Ek dink nie ek het nogal ooit daai gevoel. Ek stel ook nie eens belang om dit te voel nie. Ek is heeltyd fascinated met wat besig is om aan te gaan. Is daar iets waaroor jy spyt is in jou lewe? Daar was baie goeters waaroor ek spyt was. Ek het in my lewe al regrets gehad, definitief verwyte gehad en ek het geleer in my lewe dat om aan verwyte vas te hou is om myself met 'n sweep oor en oor en oor en oor en oor te slaan. So, wanneer daar iets is waaroor ek skuldig voel of iets wat ek verwyd of regret, nê, dan gaan sit ek baie diep met myself. Kyk, ek werk baie aan myself en dan vra ek myself, okay, hoe dien dit my om aan hierdie verwyd vas te hou? Hoe dien dit my om aan hierdie skuldgevoelens? Wat kry ek daaruit? Hoe motiveer dit my? Ek bedoel en wat dink ek kry ek daaruit? En ek genees dit so gou as wat ek kan. Want enige negatiewe emosies soos regret en skuldgevoelens, dis die laagste vibrasies wat jy op hierdie aarde kan kry. Die frekwensie is so laag dat jy blok al jou abundance, al jou prosperity, al jou sukses. Hoe meer jy aan verwyte en regrets en skuldgevoelens vashou, hoe meer maak jy die lewe swaarder en erger vir jou en jy kan nie die vreugde van die lewe inbring as jy vashou aan hierdie negatiewe emosies nie. So die oomblik as ek bewus raak daarvan dat ek iets verwyd, dan gaan ek onmiddellik in 'n selfsessie in en ek probeer my bes te doen om daaruit te leer en om dit dan te transcend. En is daar iets waarop jy trots is? Dit weer ook aan die ander kant is gooi my weer aan die ander kant van die ego in, verstaan jy? So as ek sê, "O, ek is trots op dit," dan sit nou weer daai wonderlike ego kyk na my, ek is so trots, jy weet. Maar daar is baie goed wat ek waardeer. En ek dink ek waardeer dit dat ek altyd gewillig is om na myself te kyk, om te sien waar kan ek verbeter? Waar kan ek leer iets uit hierdie ding uit, jy weet? En ek waardeer ook my enthusiasm. Ek is baie entoesiasties. Ek wil opreg. Ek bewonder dit dat ek is opreg in hoe ek graag wil dien. Jy weet, ek is opreg. Partykeer draai dit nie so opreg uit nie en partykeer maak ek droog, partykeer jy weet, vergeet ek wie ek is, partykeer is ek 'n terrible mens, partykeer is ek 'n goeie mens, maar ek dink ek bewonder dat ek besef, weet jy wat, ek is al hierdie goeters. Jy weet, ek is alles. Ek is daai goeie mens en daai slegte mens. En ek dink wat ek dink is okay van my is dat wow, okay, ek aanvaar dit alles. Jy weet, dit is nie lekker om met jou shadow te sit nie. Dit is nie lekker om en ek het nou net eergister het ek hierdie fantastiese leiding gekry weer in 'n diep gebed waar daar vir my gesê het, jy weet as jy 'n stok vashou nê en jy sit die stok so op in die sand nê en die son se lekker sonskyndag. Imagine jy is daai stok. En jy sal sien daai stok gaan 'n skaduwee gooi. En rondom dan is daar 'n skaduwee. Imagine jy is daai skaduwee. En dan is daar ook 'n hele gedeelte wat lig is rondom dit, nê? Die oomblik as jy dink jy is die stok, dan suffer jy. Die oomblik as jy dink jy is die skaduwee wat die stok gooi, dan suffer jy. Die oomblik wat jy dink jy is die lig rondom alles, dan suffer jy. Maar wanneer jy besef jy is die ou wat na alles kyk, jy is die een wat observe, jy is die ou wat kyk, daar staan 'n stok, daar's 'n skaduwee, daar's die lig, nê? En ek is nie een van daai goed nie. Ek aanskou dit net, ek is net conscious daarvan, nê? Dit is wanneer die suffering stop. Want jy is nie hierdie liggaam nie. Jy is nie jou donker kant nie. Jy is ook nie die ligte kant nie. Jy is alles. En as jy jou donker kant resist, nê, enigiets wat jy resist persist, enigiets waarteen jy stry, enigiets waarteen jy baklei, bly. So, onthou dit nou maar net, as jy nou hard probeer om vir die wêreld te oortuig dat jy 'n goeie mens is, dan kom daai skadukant en sê, "Ja, maar jy is ook 'n slegte mens, nê?" En hoe harder jy teen dit druk, hoe erger word daai kant van jou. So enigiets waarteen jy baklei, gaan maar net erger raak vir jou. Maar as jy kan terugstaan en jy kyk na alles en jy observe, nê, van 'n distance af, dan besef jy, weet jy wat, ek is eintlik maar alles, nê? Ek is enigiets wat jy aan 'n ander mens judge, nê, is ook in jou. En enigiets wat jy in 'n ander mens waardeer, nê, is ook in jou. En dit is maar net hoe die lewe werk. Alles is 'n spieël.
Alles speel net vir jou terug. En dit is wanneer jy teen daai spieël druk, wat jy dit resist, nê, wat jy swaar kry, maar dis wanneer jy besef, oh wow, ek is nie eers die image in die spieël nie. Ek is die oë wat net alles observe. Wat dink jy van verganklikheid of van die dood? Ek dink ons moet elke oomblik doodgaan om regtig te lewe. Jy kan nie regtig lewe as jy bang is vir doodgaan nie. En elke dood is 'n new birth. Jy weet, en elke birth is a death. Ek dit is hoekom ek sê it's stepping into the unknown. En jy moet die heeltyd op hierdie aarde bereid wees om dood te gaan van wat jy ken en wat jy weet om regtig te lewe. Maar ons is bitter bang om te laat los en om af te sterf wat ons ken of wat ons dink is die waarheid of wat ons weet wie ons is. Ons hou vas, né? For dear life, hou ons vas. Maar as jy nie bereid is om elke oomblik te laat gaan en to die to what you know, dan lewe jy nie regtig nie. So daar is nie eintlik 'n konsep van dood of lewe nie, né? Ons gaan nie eintlik dood nie. Dit bestaan nie, maar ek was vir dood baie bang geweest, veral in daai mushroom journey, nee, toe ek besef ek gaan nou dood, toe wil ek met alle mag lewe. En die ding is net, daar is nie eintlik 'n dood en 'n lewe nie. En die lewe raak verskriklik moeilik as jy bang is om dood te gaan. En ek het 'n vriend wat met 'n hy het 'n disease wat hom, dis 'n life-threatening disease en hy lewe al van hy klein seentjie is met dit. En hulle het vir hom gesê hy gaan op die ouderdom van 12, nê, hy sal seker nie ouer as 12 word nie. Hy was my bure en hy sy naam is Peri. En hy lewe nou al hy is net so oud soos ek, 54 jaar, nê, met die wete dat ek kan môre doodgaan. En weet jy wat maak hom so anders, nê? Hy lewe on the edge of death elke dag. En hy waardeer elke asem wat hy inasem is vir hom soos 'n geskenk. En hy lewe so voluit. En dit is die manier hoe ons moet lewe. Ons moet lewe asof ons nou net doodgaan. Maar ons moet ook besef, daar is nie 'n ding soos dood nie. Dit is net 'n transition. En daar is al soveel, Pieter, jy hoef nie my woord daarvoor te vat nie, maar daar is soveel mense wat al, they stepped out of the body and they realized, ek was nooit eers daai liggaam nie. Ek was nooit eers daai storie nie. Verstaan jy? So, ons is besig om conscious te raak, om aware te raak, om wakker te raak dat ons nie hierdie liggame is nie. Ons is infinite beings en ons is divine beings en ons is besig om te leer om te wees wie ons regtig is en om te aanvaar wie ons regtig is. En so elke oomblik moet ek laat gaan van wat ek dink ek weet. Die grootste gevaar hier is, dink ek, is as jy styf vashou aan wat jy dink jy weet. So dood is maar net stepping into the unknown. En elke oomblik wat jy bereid is om in die spasie van ek weet nie wat gaan gebeur nie, every time you are brave enough to step into the unknown, nee, that is a death, but that's also a rebirth. Nia Nel, baie dankie vir jou tyd dat ons vandag met jou kon gesels. Baie geluk met jou boek A Song That's Yet Unsung. Baie dankie en baie sterkte. Elke Dinsdag gesels ek met nuusmakers, planmakers, bekendes en berigtes. Laat weet ons wat jy dink in die kommentaarveld onderaan hierdie pot gooi of stuur 'n e-pos aan info@rsg.co.za. Onthou om die follow knoppie hierbo te druk en kom gesels elke Dinsdag, land en sand.